bid saam ons Pinkster gebed in hierdie oggend. Ons kan maar net so bly sit. O onse God, U volheid van liefde en van heerlikheid is soos 'n grenslose oseaan, oneindig en ondenkbaar. Ek dank U dat U deur die openbaring van die Seun dit U behaag het om al die volheid van Godheid in sy liggaam te laat woon, sodat ons in Hom daardie volheid in die menslike lewe en ook in ons swakhede kan aanskou. Ek dank U dat U die kerk op aarde selfs nou in al sy swakheid dra en opdra aan God ons Vader, want U is nou na die hemelvaart ons voorspraak vir ons by die Vader. Sy liggaam en die volheid van Hom ontvang ons ook die volheid van die Gees van God. Dat deur die magtige werkinge van die Gees en deur die inwoning van die Heilige Gees en die kennis en die liefde ons tot al die volheid vervul mag word. Vader, ek dank U dat U deur die Heilige Gees vir ons die draer van Jesus Christus is. En dat deur en met die Heilige Gees waarmee ons vervul word, ons ook ware getuies vir U in hierdie wêreld kan wees. Dankie dat U hier op aarde mense soos ons ook wil gebruik om U woord en die getuienis uit te dra. Dankie vir Pinkster wat ons kon vier in die afgelope week. Dankie dat ons ook weet dat U opnuut vir ons wil kom volmaak. En daarom bid ons dat U vir ons ook deur die Gees van God sal stuur en sal lei. Dus ons gebed in hierdie oggend dat die Heilige Gees opnuut van elkeen van ons besit sal neem. Laat die Gees ons daarom volmaak. Laat van daar al die fonteine vloei, deur al die gevoelens en kragte van die siele. Laat dit ook oor ons lippe vloei, sodat ons met oorgawe U lof sal verkondig. Vader, ek glo en ek weet dat U ons sal hoor en dat U ook vanoggend hierdie kanselgebed sal verhoor. Dankie Here, U het dit aan ons gegee. En dankie dat elkeen wat glo in Jesus Christus dit ook mag aanneem. Daarom bid ons Heer dat die volheid van die Gees dwars deur die kerk gesoek, gevind, geken en bewys sal word. Daarom bid ons ook dat hierdie gemeente en hierdie kerk van ons en elke ander kerk wat Jesus Christus as die hoof van hulle kerk bely, die volheid van die Gees sal meemaak en sal lewe tot eer en tot verheerliking van die heilige naam. Amen.
Kyk, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, barmhartigheid, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Amen. God,
vers 33. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En dan ook Lukas 3, vers 21 tot en met 22. En toe die hele volk gedoop en ook Jesus gedoop is, en hy besig was om te bid, en die hemele oopgegaan, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek wel behaag. die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Thank you.
vers 7 en 8 sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal hy kom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Thank
Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word nie, uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is.
Die tekstvers vind ons in Hosea 10 vanaf vers 12. Die klein profeet Hosea skrywe onder leiding van die Heilige Gees: Saai volgens julle wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en my weldade oor julle uitstort. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons tema vir die afgelope week was herlewing in ons kerk, in ons gemeente, maar 'n versigtiging na herlewing oor die wêreld heen. Herlewing daarom is 'n verlange daarna dat ons weer selfondersoek sal doen. Dat ons sondes klein en groot voor die Here God Almagtig sal kom bely. En dit word opgevolg met 'n verlange daarna om weer voor die Here te buig, om aan hom gehoorsaam te wees, om aan die hand van sy Gees en sy wil te gaan lewe en uitlewe na buite. Met ander woorde, om jou wil en jou rede, jou verstand ondergeskik te plaas aan dit wat God wil en dit wat God weet. Die vraag is ook gevra die afgelope week: wanneer vind daar weer herlewing in 'n gemeente en in 'n kerk en in 'n volk plaas? Herlewing is nodig in die kerk van Jesus Christus. Wanneer die wêreldgees daarvan kom besit neem en daarvan kan elkeen van ons getuig. Wanneer ons sake en dinge belangriker vir ons geword het as dit wat die Here wil en dit wat syne is. Wanneer sonde soos egbreek, leuns, jaloesie, dol, drank, diefstal aan die orde van die dag is en self wanneer korrupsie soos ons dit beleef in ons land seevier. Dit is wanneer die kerk van die Here Jesus Christus. En wie is die kerk? Die kerk is soos ons hier sit, weer moet opstaan. Dan nie maar alleen sê genoeg is genoeg nie, maar dan ook sê vir God is hierdie wêreldgees meer as genoeg, genoeg is genoeg. Gaan ons na God gryp weer in ons lewe? Gaan ons bid, Heer, kom en herskep en maak van ons nuwe mense? Daarom wil ek sê, soos ek die afgelope week gesê het, herlewing begin nie langs jou, agter jou en voor jou nie, maar hy begin hier diep binne in jouself. Dit begin by jou huis, in jou wijk, in jou gemeente, by jou volk. Herlewing sal plaasvind wanneer daar weer deur 'n gemeente, 'n individu, 'n huis met oorgawe gebid word, dat die Gees van God hulle sal volmaak.
jou hart dan ontvanklik vir die uitstorting van die Gees van God. Ek wil weer sê, herlewing begin by jouself. En daarom is dit nodig om jouself te ondersoek. Jou hart en jou verstand. Hoe sien dit daarna uit? Hoe lyk dit? Vra vir jouself die pad af. Op watter pad bevind ek my? Op die smal paadjie wat uitloop op die ewige lewe of op die breë pad waar ek eenmaal my gaan bevind vir ewig en altyd verlore. Met ander woorde, Pinkster wil weer vir ons om sê, kyk na jou eie lewe. Kyk van waar jy kom en waar jy mee gaan. Kyk veral ook na die klein sonnetjies en die groot sonnetjies wat jy steeds nog nie bely, berou het en vir die Here aan sy voete kom neerlê nie. Kyk na daardie verkeerde in jou lewe wat steeds hoog tyvier, die kanker wat besig is om jou huisgesin, om jou wijk, om jou volk, jou kerk te vernietig. Ja, die Here leer vir ons, kom en bely jou sonde by die naam en ontvang dan vergifnis vir daardie sonde. Maar broers en susters, dis nie genoeg om dit net te bely nie, jy moet ook dit laat staan, jy moet ook breek met daardie sonde, ophou om daardie sonde te doen. O, hierdie algemene gees wat in baie kerke van besit geneem het, liefde, liefde, liefde. Jy moet maar net liefde hê, as jy op pad hemel toe. Dis amper soos Pelagius gesê, hy universele redding, almal gaan hemel toe. Jy kan maar doen wat jy wil, leef soos jy wil. God se genade is so groot, julle gaan almal na hemel toe. En dis nie waar nie. Gaan lees maar weer. Wanneer jy die kerkvaders ook skrywe oor hulle ervaring en hulle belewenis. En daar wil ons vir die sê, breek dan vir ewig daarmee. Vra en ontvang God se vergifnis vir jou sondes. Mag die Here ons genadig wees. Want wanneer die Gees van God in ons omlewe, dan is daar nie plek vir Satan en sy bose magte nie. Mag die Gees van God vir die volmaak, die vleeslike mens uit jou wegneem, jou volmaak met die Heilige Gees, en daar jy nie kan lewe, totdat hy weer kom op die wolke, totdat hy weer oorhaal as jy sterwe. Amen.
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.